Welkom by Boerman. Vandag doen ons 'n slingerhoender. Ons is hier by Wynand en hy gaan ons 'n bietjie meer vertel van hoe mense slingerhoender maak. So Wynand, sê gou vinnig vir ons, waar kom hierdie slingerhoender vandaan? Larry, het kom al jare, want my paale jare terug het al hierdie Montana slingerhoender gemaak. Yes. En ons as chokkertjies moes natuurlik, ons het nie die voordeel gehad van 'n afdak oor ons kop nie. So ons moes daar in die warm son sit met 'n baksteen geboude braaitjie. Dan moes ons sit en hierdie hoender elke 2 minute draai. Okay. Terwyl hulle daar onder die afdak in die skare weer sit met die klipdrif en So jy het in die son gesit terwyl hulle afkoel. yes, ek gaan vir jou sê, my eerste steek al gekry, is 'n sonsteek. Uitsa. Uitsa. Ons alright. Kom kyk hoe gaan hy. Dat is slinger. Kom ons draai. Nee, so ons gaan 'n Montana hoendertjie maak. Ons gaan die Montana hoender is net vlekkies en drumsticks. Ons gaan nie porsies en duitjies gebruik nie. Dit is te dik en die Okay. vleis is te droog. Nee, so ons gaan hulle maar net so op die grid pak. Lekker stewig teen mekaar, 'n hele paar van hulle om op te kry. En met die vuur ook, as ons die kole en goeders doen, die kole moet 'n baie lae hitte hê. Jy gaan nie altyd jou vuurtjie maar pak en aan die gang hou sodat jy altyd daai kole het om onder hom in te skyn. So ons gaan letterlik stadige kole gebruik. So low en slow. Lou en sleg. Okay. Hy moet baie stadig op sy eie tyd moet hy aangaan. En as a matter of fact, as jy so nou sien, as ons om begin opsit, dan begin ons sommer klaar met die Montana begin sprei. Nou waarvan praat jy as jy sê ons gaan Montana sprei? Montana wyn. Dis 'n bokswyn. Nee, is 'n bottelwyn. Hy kry hom rooi en 'n groen. Ek sou kies om die rooi enetjie te gebruik. Ek ken rooi en wit, man. Rooi van groen wyn kom. Al die groen bottel. En kom maar enige spices by daai. Niks net die wyn. My pa het 40 jaar terug het hulle Montana gehad om hierdie hoender mee te maak. Okay. So ek weet nie of hulle al ooit enige ander tipe wyne of Nou, hoekom gebruik ons hierdie tipe wyn? vir die suikerinhoud, het 'n hoë suikerinhoud. Okay. So hy gaan hom lekker karamelliseer op die ou einde. Dit is waar al jou smake maar lê en vandaan kom. Nou, Wynand, hoe gaan jy hierdie op die hoender kry? Gaan jy dit oorsprinkel? Wat gaan jy doen? Ons gaan hom sommer met 'n spraybotteltjie oorsprei. Okay. En dan is dit lekker egalig as jy hom net so oorsprei of deursprei. As jy dit nie wil doen nie, kun jy die bottel oopmaak en dan die wit van die kop kan jy gaan uithaal. Okay. En dan kan jy koop vol gate steek en dan kan jy hom sommer net so gebruik en dan kan jy hom sommer gaan sprinkel soos jy wil. Okay. En dan hoe gereeld doen jy dit? Dit sal ek nou vir jou wys. Jy moet dit actually omtrent elke 5 minute doen. Okay, Vir volle 2 ure. Okay, so jy spuit hom konstant. Heeltyd. Okay. Die wyn maak jy hoender gaar, nie die hitte nie. Dis my selfe by ons, die wyn maak die braaier op. Ja. Okay, so die hoender is nou al so 1 uur en 15 minute aan. Maar Wynand is sy arms raak nou lam. Jy moet hom elke 2 minute met jou omdraai, so glo my, nou so 20 minute se draai, dan raak hy rustig 'n bietjie swaar. En dan elke keer as ons hom gedraai het, dan kan ons net weer so lekker spuit. Lekker. En dan los jy hom en sodra jy hoor die vet begin drup en jy kan hoor op die kolle hy drup, dan draai jy. Wat die naam gee. Ons moet net so 'n spuit gee gaan. Draai, hierdie kant gaan weer so 'n laaste spuitjie gee. Wynand, hoe lank is dit nou al? Nou trek ons al hier amper by die 3 ure. En hierdie, kan ons sien die wyntjie is nou Sat. hy's sat. Hy hoender slinger nou. Ja, hy kan nie eens meer loop nie. Net om vir julle 'n idee te gee hoe hierdie lyk. Dit is ongelooflik hoe hierdie hoender gekom het. Lou en slow, 3 ure. Ligte koeltjies, soos julle kan sien. Amazing. Slingerhoender, papa.
Sien jy hulle hoe vinnig is dit voordat daar gedraai word? Jy moet gewoon laaste keertjie spuit. Ja. 3 ure, 3 bottels wyn en hier gaat ons. Nou gaat ons afhaal. En dan, as al die stukkies in die bakkie is, gaan ons die laaste bietjie wyn net hier oorgooi, dat hy die bodem van die bak net dek, en dan gaan ons die deksel opsit, en dan net vir so 'n minuut of 2 gaan hy nog... Sleen stoom in die bak. So is hy oomblik waarvoor ons gewag het. Kom ons kyk na die proe hierdie hoender. Ek het nog nooit so lank gewag vir 'n hoender nie. So ek hoop hy proe. Lekker. Kleur is nice. Kom ons check. Saf. Jy kan proe dat die smake in die vleis ingetrek. En wie wat? Jy het die spice in die hy is reg, net soos wat hy is. Ons. In die begin het ek bietjie geworry, dat is die spices opsit nie. Maar glo my, spices is nie nodig. As jy wil, kan jy bietjie bysit. So, as gevolg van COVID en die vrouens wat sê die hoender vat te lank, het Boerman ingekom met 'n gifspuit. So ons kom nou lekker gepas en ons dink dit werk bietjie beter en vinniger as daai manual spuitjie. So ja, hy werk nou nog als kwaai. Die spuit ons sommer lekker dik. Dis 'n bokswyn. Nee, is 'n bottel wyn. Hy kry hom rooi en 'n groen. Ek verkies om die rooi enetjie te gebruik. Ek ken rooi en wit, maar ek het nog nooit van groen wyn Al gehoor. die groen bottel.